Ons gaan 'n bietjie gesels oor wanneer God se mense vra. Een van die van julle wat die teks gaan lees het, sal sien is een van God se groot volgelinge wat begin vra het oor God. Matteus 11, ons lees van vers 2 tot 6. Kom ons bid saam. Here, U woord is vir ons so belangrik. U is vir ons belangrik. Want Here, ons wil U leer ken. Ons wil U leer verstaan. Ons wil meer van U weet. Here, ons dankie. Dankie dat U Uself in Christus kom openbaar het aan ons. Dankie Here dat ons deur Jesus U kan ken. En Vader, wanneer ons vanoggend weer oor daai goed praat wat ons na in die hart lê, wat elkeen van ons meer kan assosieer, wil ons bid asseblief Here dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ons troos sal gee, dat U met ons elkeen sal wees. Here, praat vanoggend, want die diensknegte luister in Jesus naam. Amen. Matteus 11, ons lees van vers 2 tot 6. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en sien het. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Tot sover. Gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Jy sien, nou bestaan hierdie gevaarlike opvatting dat onder baie Christene dat ware gelowiges twyfel nooit. Ons dink soms dat twyfel en geloof mekaar so 'n bietjie uitsluit. Ons bewonder daardie mense wat altyd lyk asof hulle alles onder beheer het, niks pla hulle nie, hulle vra geen vrae nie, hulle het nie 'n stryd nie, hulle het niks nie. Maar wanneer ons die Bybel oopmaak, dan ontdek ons iets verstommends. Ons sien dat van die grootste gelowiges in die Bybel het soms getwyfel. Nou as daar iemand is wat seker van Jesus moes gewees het, was dit Johannes die Doper. Hy was reeds in sy moeder Elisabeth se skoot gewees toe herken hy Maria, toe sy as 'n swanger vrou met Jesus by sy ma aangekom het. Johannes die Doper was die een wat Jesus in die Jordaan gedoop het. Hy het die hemel sien oopgaan, hy het die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus sien neerdal. Johannes die Doper was daar gewees toe God uit die hemel uit gesê het, dis my geliefde seun. Was Johannes gewees wat uitgeroep het tussen die mense gesê het, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Hy het sy eie disippels opgekommandeer om Jesus te gaan volg. Maar nou lees ons in Matteus 11 dat hierdie selfde Johannes vanuit 'n donker tronksel 'n vraag na Jesus toe stuur deur een van sy disippels en die vraag is U die een wat sou kom of moet ons iemand anders verwag? Dis Johannes die Doper wat hier praat. Dis nie fariseërs wat dit vra nie. Dis nie skrifgeleerdes nie, dis nie ongelowiges wat hierdie vraag vra nie. Dis Johannes die Doper wat hierdie vraag vra. Die einste neef van Jesus. Jy sien, selfs 'n sogenaamde groot geloof word soms deur moeilike omstandighede geskit. Ons almal weet dit. Maar dit leer ons ook hoe 'n gelowige met twyfel behoort om te gaan. Nou eers moet ons kyk waar Johannes homself bevind. Johannes sit nie meer daar langs die Jordaan met skares mense waar hy besig is om hulle te leer en hulle te onderrig en hulle te doop en so aan nie. Hy sit in Herodes se tronk. In 'n donker tronksel. Die man wat vroeër in die woestyn gepreek het, leef nou tussen koue klipmure. Die profeet wat duisende mense beïnvloed het geen gehoor meer nie. Daardie stem wat uitgeroep het daar by die Jordaan, bekeer julle. Hy bevind homself nou in 'n tronksel. Waarom? Ag, jy ken die verhaal. Want Johannes het gesê wat hy gevoel het. Hy het die waarheid gepreek. Was hy gewees wat Herodes aangespreek het oor sy sonde? Is interessant hoe vinnig omstandighede ons perspektief kan verander. By die Jordaan was Johannes vol sekerheid. Presies geweet waaroor alles gaan. In die tronk
het hy nou skielik vra. Nou het hy skielik vra oor dit wat hy geglo het, daar langs die Jordaan, waarvan hy oortuig was. En dit gebeur baie met my en jou. Kom ons wees maar eerlik vir hom. Wanneer alles goed gaan, is geloof maklik. Maar wanneer die siekte kom, wanneer die dokter die slegte nuus gee, wanneer my huwelik verbrokkel, wanneer my geliefdes sterf, wanneer gebede onbeantwoord bly, wanneer die finansiële druk kom, dan begin mense wat al jarelank 'n pad met die Here loop, begin vra, maar waarom Here? Hoekom doen U niks nie? Waar is U dan? Maar ek wil hê jy moet mooi hoor vanoggend. Twyfel beteken nie noodwendig dat geloof weg is nie. Twyfel beteken dikwels dat jou geloof dieper en dieper gevorm word. Amen. Want ons kan maklik na ons teks vanoggend kyk. En ons kan dink dat hierdie verhaal van Johannes die Doper deurspek is met onregverdigheid. 'n Verhaal wat 'n mens laat vra, is dit hoe God sy kinders beloon? So 'n vraag wat 'n mens laat vra, is dit hoe God sy getroues vereer? Sy uitverkorenes kroon? Nie met aansien en eer soos die Bybel sê nie, maar met 'n donker sel en 'n swaard. Dit alles lei 'n mens uit die verhaal uit af dat dit was vir Johannes net eens te veel. Veral as dit wat hy van Jesus gehoor het waar was. Hy het dan hierdie dinge gehoor van Jesus, en as dit waar was, hoekom gebeur hierdie dinge, hoekom werk dinge dan nou nie uit nie? Hier was Jesus, die verwagte Messias, die voorspelde Messias van die Ou Testament, die een wat die Romeinse juk moes kom afgooi, juis die een wat vir Herodes in die bek moes ruk. En niks verander nie. Alles bly maar dieselfde. Al is die Messias hier. Is dit wat 'n Messias doen as sy mense in die moeilikheid is? Of selfs meer, is dit wat God doen as sy kinders in die knyp is? Johannes sit met onvervulde verwagtinge. Hy het iets anders van Jesus verwag en dit gebeur net nie. Dit het sy geloof begin aanval, hy het begin twyfel. Jesus, is U die een? Moet ons maar kyk vir 'n ander een. Ja, hy stuur sy disippels, hy sê, gaan vra vir Jesus. Of hy nou werklik die een is wat sou kom en of hulle liewer van hom moet vergeet en miskien 'n ander een verwag. Maar voor ons na Jesus se antwoord kyk, dink ek is belangrik dat ons sal kyk wat Jesus nie geantwoord het nie. Sê altyd vir die mense, ons lees altyd wat in die Bybel staan, soms moet ons lees wat nie in die Bybel staan nie. Jesus het nie kwaad geword nie. Hy het nie sy hande in die lug gegooi en sy oë gerol en gesê, wat op aarde moet ek nou nog doen om vir Johannes tevrede te stel nie? Het ek nie mens geword nie, het ek nie voor hom siekes genees nie, het ek nie kerkleiers aangevat oor hulle verkeerde sienings voor hom nie, het ek my nie deur Johannes laat doop nie? Johannes, ons ken mekaar van kindsbeen af, ek en jy, ons is neefs. Wat wil jy moet ek nog doen? Jesus het vir Johannes se disippels gesê, gaan sê julle vir daai sprinkaan eter, ek is teleurgesteld in sy klein geloof nie. Hy het dit nie gesê nie. Jesus kon hierdie dinge sê, maar hy het nie. Maar geliefdes, hierdie hele verhaal onderstreep een verskriklike punt wat ons moet verstaan vanoggend. God het nog nooit die vraag van 'n opregte soeker afgewys nie. God het nog nooit sy rug gedraai op iemand wat opreg twyfel en vra nie. Nie Job nie, nie Moses nie, nie Abraham nie, nie Klaas, Piet, Sunny of Annie nie, nie ek of jy nie. Nog nooit. Daarom sy antwoord, gaan sê vir Johannes, en moenie worry nie, alles verloop volgens plan. Gaan sê vir Johannes, alles verloop volgens plan. En dan is dit interessant om na Jesus se antwoord te kyk. Hy sê vir hulle, want kyk, hier's 'n nuwe koninkryk wat kom. Hy sê in hierdie koninkryk gebeur dinge.
Blindes, lammes, malaatses en dowes word gesond gemaak en hulle word gereinig en hulle word weer deur die samelewing aanvaar. Onthou hierdie mense, lammes, malaatses, blindes, dowes, hulle was die uitvaagsels van die samelewing, hulle was die verstotenis. Daar was vir hulle geen plek gewees nie. Hulle was half mens, hulle was onrein, hulle was nie soos die ander Jode nie, en daarom was hulle volgens die geloof van daardie tyd, was God nie eers by hulle gewees nie. Jy kon nie verlam of blind of doof of 'n malaatse gewees het en jouself 'n opregte kind van God genoem het nie. Hulle was naamloses. Die swere in die gemeenskap. Sonder waarde. Hy oortollige bagasie. Daai mense vir wie ek en jy ons oor rol as hulle ons deurklokkie lei. Nou praat ek nie van skoonmaas nie, broers. Maar wat gebeur met hulle? Dit word verander. Jesus sê die mense word genees, hulle kry nou waarde terug in die gemeenskap. Hulle word nou waardevol geag, nie op grond van wat hulle doen nie, nie op grond van wie hulle is nie, maar op grond van dit wat hy doen. Jesus sê vir hulle, hierdie nuwe koninkryk wat kom word die dooies opgewek. Gaan sê vir Johannes, die dooies word opgewek. Met ander woorde, gaan sê vir Johannes, die graf het sy krag verloor. Die graf en die dood het nie meer hou vas op julle nie. Die dood het nie meer die laaste sê nie. Gaan sê vir Johannes, hy het dit tog gesien, hy het dit beleef. Selfs die dood is nie opgewasse teen my nie. Johannes, jy weet dit tog alles. Jy verstaan dit. Derdens sê Jesus vir hulle, die evangelie word aan die armes verkondig. Daardie mense wat arm is aan dinge en eienskappe en werke, daardie mense wat niks het wat hulle voor God kan neersit nie. Jesus sê, gaan sê vir Johannes, dis hulle wat nou gereinig word, gered word en wat die evangelie kry. Dis hulle. Hulle kan dit nie koop nie. Want hierdie evangelie gee ek vir hulle verniet. Ek die een in wie jy twyfel. Ons weet nie wat Johannes gedink het toe die antwoord by hom uitgekom het nie. Die Bybel vertel dit nie vir ons nie. Of hy begryp het wat Jesus wou sê. Gelukkig is die antwoord op hierdie vraag nie vir ons baie belangrik nie. Want wat vir ons belangrik is dat ons kan weet wat Jesus met sy antwoord aan Johannes die Doper wou sê. Die probleem lê nie by Jesus se antwoord nie. Die probleem lê daarby dat Johannes nie reg gekyk het nie. Die probleem lê nie by die feit dat God stil bly nie. Die probleem lê by die vrae wat Johannes gevra het. By Johannes wat sekere dinge verwag het. Want Johannes wou antwoorde hê op aardse probleme, terwyl Jesus besig was om hemelse probleme op te los. Johannes wou 'n oplossing hê vir die situasie hier. Nou, terwyl Jesus besig was om oplossings te bewerkstellig, vir hier, vir nou, vir môre, vir oormôre, vir volgende jaar, vir tot in ewigheid. En dit sal die moeite werd wees om te onthou die volgende keer wanneer ons vra, en ons hoor net stilte. Want Johannes die Doper se vraag is ook maar my en jou vraag. Vraag wat gevra word wanneer gelowiges ly onder ongelowiges. Wanneer iemand 'n stap in die regte rigting neem en jy word daarvoor verwyd. Wanneer iemand 'n goeie daad verrig en hy moet slegte gevolge daarvan dra. Wanneer iemand standpunt inneem vir dit wat reg is en jy word beskinder en vergrys daarvoor. Wanneer mense vir 'n maat vra en alleen bly, wanneer mense vir genesing vra en dit kom nie, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Dan val die vraag maar soos reendruppels. As God dan goed is, waarom moet ek seer kry? As God regtig bestaan en daar is vir my, hoekom is ek op hierdie punt? Wat het ek gedoen om dit te verdien? God nie dalk hierdie keer regtig 'n fout gemaak nie? Ons ken hierdie vraag. Dis maar net Johannes die Doper se vraag in 'n ander vorm. Ons gebruik maar net ander woorde daarvoor. Wat meer is, ons vra, soos Johannes, nie te veel van die Here wanneer ons hierdie vraag vra nie. Eintlik geliefdes, vra ons te min van die Here. Johannes het gevra vir 'n onmiddellike guns, wat Jesus gee, is 'n ewige oplossing. Net so sê ons ook dikwels.
Wil hê God moet ons situasie nou verander. En as God net dit of dat of vir my kan doen, dan gaan die lewe beter gaan. Intussen is God besig met 'n baie groter prentjie, waarvan elkeen van ons 'n deel vorm. Nie dat dit beteken dat my situasie hier en nou nie vir God saak maak nie. God draai nie maar net sy gesig weg wanneer onregverdigheid plaasvind, waar mense te nagekom word en waar mense swaar kry nie. Wat meer is, God weet presies hoe dit voel om gestraf te word vir iets waaraan hy nie skuldig is nie. As daar iemand is wat weet wat dit beteken om te sê, dit is darm nie regverdig nie, dan was dit God self. En dit was nie reg dat mense in die oë gespoeg het wat vir hulle gehuil het nie. Dat hulle die mond vervloek het waarmee hy sondes vergewe het nie. Dat hulle gat in sy sy en in sy rug geruk het en gesteek het nie. Dat spykers die hande deurboor het wat die aarde gemaak het nie. Dit was unfair. Maar het gebeur. Was dit regverdig? Nee. Was dit reg? Nee. Was dit liefde? Beslis. Want so het God vir eens en vir altyd die skaal in ons guns van hoop laat swaai. So het Christus vir my en vir jou hoop gegee in enige situasie. Deur van Christus af weg te kyk, sy kop van hom weg te draai, terwyl hy aan 'n kruis gehang het God my en jou deel gemaak van sy koninkryk. Johannes die Doper het begin wonder of Jesus regtig die Messias is. Want wat Jesus volgens hom moes doen, het hy dit nie gedoen nie. Vir Johannes het Jesus met hande gevou gesit, in plaas daarvan dat Jesus moes begin moue oprol. Die dinge moet nou begin gebeur. Wat hy gesien het hom laat besluit, ek wonder of hierdie die Messias is. Geliefdes, laat ek en jy nie dieselfde fout maak nie. As God volgens my en jou hande gevou sit terwyl ons hom nodig het, laat ons dit maar net onthou. Daar was 'n ander keer wat God arms gevou gesit het. En die gevolg daarvan was dat hy jou vandag in sy arms kan optel. As ons mooi kyk, gaan ons dit net raak sien. En hier kom vir my een van die mooiste lesse in hierdie verhaal van Johannes vanoggend. Johannes het nie sy twyfel probeer wegsteek nie. Toe hy met God gestoei het hy nie probeer om dit weg te steek nie. Hy het nie eens gemaak of alles reg en oukei is nie. Die belangrikste van alles is, hy het sy twyfel gevat en het na Jesus toe gegaan. Hy stuur sy disippels na Jesus toe. Hy gaan nie na Herodes toe verantwoorde nie, hy gaan nie na die Fariseërs toe nie, hy gaan nie na TikTok toe verantwoorde nie. Hy raadpleeg nie eers die Romeinse filosofe nie. Hy vra nie die openbare mening op Facebook nie. Hy vat sy probleme en hy gaan na Christus toe. Ons leef in 'n wêreld waar mense antwoorde soek oral. As hulle begin twyfel, is hulle eers op Google. Hulle lees elke blog, hulle luister elke YouTube video. Hulle TikTok, hulle Facebook, hulle WhatsApp, ek weet nie eens wat, hulle LinkedIn en ek weet nie wat sy al ander goed nie. Hulle volg beïnvloeders op sosiale media. Influencers noem hulle self. Hulle lees kommentaarafdelings wat vol sinisisme is. Hulle luister na mense wat self nog nooit vir Christus gekies het nie. En dan wonder hulle soms hoekom hulle geloof verloor. Johannes doen die teenoorgestelde. Hy sê as dit ware, Here, ek het vra, ek verstaan nie alles nie, maar ek vat hierdie vraag en ek gaan na Jesus toe daarmee. Dis die verskil tussen eerlike twyfel en ongeloof. Ongeloof hardloop weg van Christus af. Maar eerlike opregte twyfel gaan juis terug na Christus toe. Jesus is nie bang vir eerlike vrae nie. Geliefdes, Jesus word nie bedreig deur my en jou worsteling en vrae nie. Inteendeel, hy nooi mense om na hom toe te kom. Johannes leer ons 'n baie kosbare waarheid. Hy leer ons dat geloof nie afwesigheid van vrae is nie. Ware geloof beteken nie ek het geen vrae nie. Ek het geen twyfel nie. Hy leer ons dat sogenaamde groot gelowiges, ek hou nie daarvan om my woord te gebruik,
Maar hy leer ons dat sogenaamde groot gelowiges ook maar deur donker valleie gaan. Hy leer ons veral waarheen ons met daardie vrae moet gaan. Nie na die wêreld nie, nie na sinisisme toe nie, na God toe. Na Jesus self. En Jesus antwoord steeds. Hy antwoord deur sy woord, hy antwoord deur sy gees, hy antwoord deur die getuienis van sy werke, hy antwoord deur die kruis wat gewys het dat sy liefde verander nooit. Geliefdes, en onthou maar, Jesus gee nie altyd die antwoord nie. Maar Jesus is altyd die antwoord. Wanneer jou geloofshokkie eendag geskit gaan word, en waarskynlik gaan dit gebeur. Onthou vir Johannes. Onthou sy twyfel het hom nie weggestoot van God af nie. Laat dit jou eers nader trek. Mag ons almal wees wat, wanneer ons vrae kom, dat ons dieselfde as Johannes sal doen. Ons neem nie ons twyfel na die wêreld toe nie, ons neem dit na Christus toe. En twyfel is oukei. Vra is oukei. Wonder is oukei. Wat jy daarmee doen, kan die krisis skep. Ons neem dit na Jesus toe. En selfs al antwoord hy nie my vrae nie, is Jesus altyd die een in wie ek selfs met onbeantwoorde vrae veilig kan rus. Here, dankie vir hierdie troos. Want Here, as ons elkeen wil erken vanoggend en eerlik wees, dan sit ons almal vanmôre hier met vrae en ons almal worstel en ons almal stoei met dinge in ons lewens. Groot, klein. Soms dink ons almal ons eie probleme is maar die grootste tot ons die volgende persoon ontmoet. Maar Here, deur die verhaal van Johannes gee jy eintlik uitnodig. Bring julle probleme na my toe. Dit was hier gewees wat in Matteus 6 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Dit was u uitnodiging van die begin af. Here, vergewe ons dat ons maar net heeltyd na wêreldse dinge toe hardloop wanneer ons krisisse het. Here, as ons 'n probleem met u het, Here, dan hardloop ons na die wêreld toe. Ons is jammer daaroor. En Vader, ons bid in Jesus naam vanmôre, dat vir hulle wat in krisisse is, dat jy sal troos. Vir hulle wat in probleme sit waar daar geen uitweg is nie, Here, dat jy vir hulle uitweg sal bewerk. Maar dan bo alles, Here, dat hulle net u daarvoor sal vertrou en nie op hulle eie insig te staat maak, soos ons vanoggend gehoor het nie. Help ons, Here, om na u toe te vlug. In Jesus naam. Amen.